Hierdie is 'n onderwerp wat steeds spreekwoordelik onder konstruksie is en bly groei en aanpas, soos wat Vader ons lei en ons kennis hieroor vermeerder. Dus mag ek met u verskil oor sekere punte en u met my, maar ek vra, in die gees van alles ondersoek en beproef, dat u 'n oop gemoed sal behou, soos u saam met my deur hierdie studie gaan, en ook dat u my nie sal veroordeel, indien ek wel met u verskil, of omdat u siening van die skrif nie noodwendig dieselfde is as myne nie. Omdat net Elohim alleen enige persoon mag veroordeel. Ek veroordeel self ook niemand wat met my hieroor mag verskil nie, omdat niemand van ons alles weet nie, en ons almal is in 'n voortdurende leerproses in ons verstrooiing tussen die nasies. Ek verwerp ook geen persoon as 'n broer of suster wat met my mag verskil nie. Ons almal sien nou in 'n dowwe spieël, maar wanneer die Meester Yeshua, die Seun van Elohim, in die nabye toekoms weer verskyn, sal alles aan ons geopenbaar word, sodat ons Jahwe eenparig, skouer aan skouer, volkome saam kan dien. So, met dit in gedagte, kom ons begin. Agtergrond vir hierdie studie word aangevul en ondersteun deur die studies genaamd Aanbid julle twee gode en die identiteit van die Vader en die Seun. Die meeste van ons was op 'n tyd gebreinspoel met die idee dat die Skepper uit 'n drie-eenheid bestaan. Maar wanneer ek die hoogste gesaghebende bron van waarheid, naamlik die woord van Allerhoogste Jahwe, raadpleeg, wys dit my 'n hele teenoorgestelde prentjie van wat ons mee geprogrammeer was om dit so te stel. Baie volksgenote glo in die eenheidsleer, naamlik dat die realm en rangorde van Elohim net uit een persoon alleenlik bestaan. Andere glo weer dat die Vader self die Seun kom word het op aarde, en ander weer glo in die drie-eenheid waar die Vader, die Seun en afgesonderde Gees drie afsonderlike persone is wat nogtans een entiteit is. Maar ons wil graag by die waarheid uitkom, en daarvoor gaan ons nie mense navolg nie, maar kyk wat die skrif verklaar. Soos al voorheen genoem, is die naam Jahwe as het ware 'n tipe van familienaam, en daarin vind ons Jahwe die Vader en Yeshua die Seun van Jahwe wat in die naam van Jahwe die Vader gekom het. Daar word volgens die skrif twee unieke wesens onderskei in die meervoudige term wat ons ken as Elohim, oftewel magtiges, wat in die meeste gevalle net vertaal was as God. Sien asseblief die eerste studie wat gedoen is, naamlik Aanbid julle twee gode, waar ek uitbrei op die term Elohim en dit duideliker verduidelik daar. Nou in hierdie realm van Elohim bestaan daar 'n geregtelike rangorde waarin die ewige Vader verhewe bo alles en almal is, waarin die Seun wat aan sy regterhand sit en wie se wil volkome aan die Vader onderworpe is in alles, ook die volmaakte sienlike spieelbeeld en verteenwoordiging is van die onsienlike Vader. Jahwe is 'n Elohim, maar geen ander Elohim is Jahwe nie. Met ander woorde,
Vader Yahweh is die Elohim bo alle Elohim of magtiges, die Allerhoogste, en hy het geen gelyke nie, laat ons dit duidelik stel. Ons meester Yeshua bevestig dit in Johannes 14 vers 28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Yeshua het verklaar in Johannes 5 vers 22 tot 23, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Kom ons gaan bestudeer van nader hierdie gesamentlike bestaan van die Vader en die Seun. Daar is 'n vraag in Spreuke 30 vers 4 wat lui: Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Wat is sy naam en wat is die naam van sy seun, as jy dit weet? Kom ons gaan kyk verder. In die geïnspireerde Hebreëse tekste van die eerste 5 boekrolle van die skrifte, naamlik die Torah of instruksies, het studente op 'n enigma afgekom. 2 letters kom saam voor, sommer so vir geen verklaarbare rede nie, en vertalers kon dit nog nie verduidelik nie. Dit is die 2 letters genaamd Alef en Tav. Dit is ook die eerste en laaste letters van die Hebreëse alefbet of alfabet. Dit kom meestal naby of selfs direk langs die term Elohim en die naam Yahweh voor in die tekste, wat die woord van Yeshua in Openbaring hoofstuk 1 'n ware openbaring maak. Hy identifiseer homself as die Alef en die Tav, en daardeur vertel hy ons dat hy die einste wese was wat van aangesig tot aangesig met Moshe gepraat het. Die Alef stel eerste of sterk een of leier voor, en die Tav stel laaste of verbond voor. Vader is die sterk een of leier en maak al die verbonde deur sy seun Yeshua, die boodskapper van Yahweh. Dus, oral waar die Alef Tav voorkom, vind ons dat die Vader werk met en deur die Seun, en dat die Seun teenwoordig is en optree in die naam en gesag van die Vader, Yahweh die Almagtige. Hoe weet ons dat dit Yeshua is wat homself voorstel as die Alef en die Tav? Ons sien in Openbaring 1 vers 10 tot 13 in konteks as volg. Johannes skryf: Ek was in die gees op die dag van Yahweh, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin wat sê: Ek is die Alef en die Tav, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek om te sien watter stem met my gepraat het,
en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars of menorahs, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van Adam, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. So ons sien, dat Johannes hier sê, hy het 'n stem gehoor wat met hom praat, en toe hy omdraai, sien hy een soos die seun van Adam. Dit is niemand anders nie as Yeshua, die gesalfde een, wat homself voorstel as die Alef en die Tav. Dit is interessant dat die vertalers gefaal het om hierdie woord of letters te vertaal. Eerlik gesê, verskyn die Alef Tav of Ad, soos hulle hom uitskryf, getranslitereer, 9 keer onmiddellik na die term Elohim in Genesis hoofstuk 1 en is nooit selfs eenmaal vertaal nie. Sommiges verklaar dat dit nie vertaal kan word nie. Wanneer Yeshua openbaar word as die Alfa en die Omega in die Griekse teks in die boek van Openbaring, word die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet gebruik. As die apostel Johannes mee toegespreek was in Hebreeus in plaas van Grieks, wat heel moontlik die geval was, sou Yeshua homself die Alef en die Tav genoem het. Die openingsvers van Genesis lees eintlik as volg: In die begin het Elohim, Alef Tav, die hemel en Alef Tav, die aarde geskape. Dit is inderdaad 'n wonderlike openbaring. En ons kyk volgende keer in 'n ander studie meer in diepte na die Alef Tav, spesifiek, wat inderdaad nog meer kosbare parels vanuit die skrif vir ons ontsluit, rakende die identiteit van die Vader en die Seun. Moses stem ooreen met Jesaja, wat ooreenstem met Job, wat ooreenstem met die Psalms, wat ooreenstem met die apostels, wat ooreenstem met Yeshua die gesalfde een, wat ooreenstem met die Vader. Daar is geen onenigheid, teenstrydigheid of verdeeldheid met diegene wat die skrif neergepen het nie. Die onenigheid en teenstrydigheid is met die vleeslike mens wat nie werklik die geestelike dinge kan onderskei nie. Hou in gedagte dat die Meester Yeshua self verklaar het in Johannes 1 vers 18, niemand het ooit Elohim gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, hy het hom verklaar. Niemand het ooit Elohim die Vader gesien nie, behalwe die Seun. Dit is alreeds 'n duidelike indikasie dat Yeshua vooraf bestaan het voor sy vleeswording. En dan kry ons nog 'n bevestiging in 1 Johannes 4 vers 12a. Niemand het Elohim ooit aanskou nie. Ons sien dit waar Vader in vuur neergedaal het op die berg Sinai, en let mooi op dat niemand hom gesien het nie, net soos ons Meester Yeshua ook verklaar het. Deuteronomium 4 vers 11 tot 12. Julle het nader gekom en by die voet van die berg gaan staan, en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemele, met duisternis, wolke en dik somberheid, en Yahweh het met julle vanuit die middel van die vuur gepraat. Julle het die klank van die woorde gehoor, maar geen vorm gesien nie, net 'n stem. Wat van Johannes 5 vers 37, waar Meester Yeshua self verklaar het, niemand het nog ooit die Vader gesien nie, of sy stem gehoor nie?
Ons lees mos wel dat 3 van sy disippels wat saam met hom op die berg van voortreffelikheid was, wel die Vader se stem gehoor het. Matteus 17, Markus 9 en Lukas 9. En ons het pas gelees in Deuteronomium 4 vers 11 tot 12, dat Israel by die berg Sinai wel sy stem gehoor het, hoewel hulle geen vorm gesien het nie. Alhoewel ons hierdie evangelies as ware rekords kan aanvaar van wat gebeur het, moet ons ook in ag neem dat Matteus, Markus en Lukas nie teenwoordig was gedurende meester Yeshua se verheerliking op die berg nie. Vir 'n eerstehandse verslag wend ons onsself dus tot Petrus, wat tesame met Johannes en Jakobus wel daar teenwoordig was. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 16 tot 18, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons meester, Yeshua die Messias, bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van Elohim die Vader eer en grootheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke voortreffelikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, en hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die afgesonderde berg was. Alhoewel Petrus hierdie woorde geskryf het rondom die jaar 66 van die algemene era, byna 40 jaar nadat die verheerliking plaasgevind het, was sy opgewondenheid daaroor steeds glad nie gedemp nie. Maar wat het Petrus, Johannes en Jakobus aanskou? 'n gesprek deur Yeshua met die spooke van Moses en Elia? Nee, hulle het 'n toekomstige visioen gesien van Yeshua in sy verheerlikte toestand in sy koninkryk, tesame met 2 van sy opgewekte diensknegte, Moses en Elia. Hoe weet ons dit was 'n visioen? Let mooi op, Matteus 17 vers 9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Yeshua hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig, oftewel visioen, sê, voordat die seun van Adam uit die dode opgestaan het nie. Broers en susters, volksgenote, dus in konteks van hierdie visioen oor die toekomstige koninkryk van Elohim, waarin Yeshua opgewek en verheerlik is met sy wederkoms, tesame met die opgewekte diensknegte van Elohim, het die 3 disippels die stem van die Vader uit die hemel gehoor op die berg van verheerliking. Johannes 5 vers 37 verklaar, en die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Let eerstens op dat Yeshua nie praat van die mensdom in die algeheel wat nie die Vader se stem gehoor het nie, maar van hierdie spesifieke groep luisteraars wat hy toespreek. Hy verklaar, julle het nog nooit sy stem gehoor nie. Wie is die julle waarmee hy praat? Ons vind die antwoord vroeër in Johannes 5 vers 16 en 18. En hieroor het die Judeërs Yeshua vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Shabbat gedoen het. Hieroor het die Judeërs toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Shabbat gebreek het nie, maar ook Elohim sy eie Vader genoem het en hom met Elohim gelyk gestel het.
Regdeur sy gesprek met die Judeërs is Joshua besig om die Vader aan hulle bekend te maak. Hulle het nooit voorheen Jahwe die Vader geken nie. Al hulle handelinge met Elohim was voorheen alleenlik deur die lewende woord van Elohim gewees, dieselfde woord wat vlees kom word het. Daarom het hulle nooit voorheen die Vader se stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Let ook op dat Joshua nie verklaar het nie, dat niemand het al ooit my Vader se stem gehoor nie, en niemand sal ook nie. Indien ons die vers eenvoudig vat vir wat dit verklaar, sê dit eenvoudig dat hierdie Judeërs wat Joshua toegespreek het, geen ervaring met die Vader gehad het nie. As hulle die Seun se woorde sou glo, kon hulle egter 'n verhouding met die Vader hê, en sien gerus Johannes 5 vers 38, Johannes 8 vers 19, Johannes 14 vers 6 tot 7, en vers 20 tot 23, en Johannes 16 vers 27, en laastens Johannes 17 vers 20 tot 26. Verder openbaar die Meester Joshua aan ons, dat hy die wese, die malak, engel of boodskapper van Jahwe is, oftewel wat ek graag term vir meer duidelikheid as die sigbare Jahwe van die Ou Testament of Tanakh, wat direk met die Adamiet praat in die tekste van die profeet Moshe, en dat hy die mysterieuse Alef en die Tav is, wat van die begin tot die einde met sy volk spreek, in die naam en gesag van Jahwe die Vader. Openbaring 1 vers 8 los vir ons die enigma op van die letters Alef en Tav, oftewel die Grieks Alpha en Omega wat in die tekste voorkom. Het Joshua van ewigheid af bestaan in die vorm en gestalte van Elohim, saam met Jahwe ons Vader, voordat hy vlees kom word het? Kom ons kyk wat sê die woord. Johannes 1 vers 1 tot 4 en dan vers 14 verklaar, in die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. Die woord was in die begin by Elohim. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die Adamiete. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy voortreffelikheid aanskou, 'n voortreffelikheid soos van die eniggebore van die Vader kom, vol van guns en waarheid. Dan verwys ons terug na Genesis 1 vers 1. In die begin het Elohim, oftewel magtiges, die meervoud van Eloah, Alef Tav die hemel en Alef Tav die aarde geskape. En ons lees verder, Efesiërs 3 vers 9, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in Elohim wat alles geskape het. Die scriptures weergawe lees Efesiërs 3 vers 9, and to make all see how this secret is administered, which for ages past has been hidden in Elohim, who created all through Yeshua Messiah. En dan lees ons in Kolossense 1 vers 15 en 16, hy, dit is Yeshua, is die beeld van die onsienlike Elohim, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape,
wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte. Alle dinge is vanweë hom en tot hom geskape. Ons weet Yeshua kom weer met die wederkoms, maar die woord sê dan, Yahweh kom weer. Onthou, niemand het nog ooit die Vader gesien nie, en die Vader kom eers na die vernuwe aarde toe, na die 1000 jaar vrederyk op aarde, sien Openbaring hoofstuk 21. Yeshua was die sigbare wese gewees, wat in die naam, oftewel die karakter en autoriteit van Vader Yahweh gekom het in die Tanakh of Oud Testament. Dit is ook hy waarvan gespreek word in die volgende teksgedeelte, Juda 1 vers 14, en Ganok, dit is Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, Yahweh kom met sy afgesonderde 1000-talle. Wanneer die meester Yeshua weer verskyn met sy wederkoms, sal hy op die Olyfberg gaan staan. Maar kyk nou hier, kyk wat verklaar die profeet Sagaria aan ons oor daardie groot dag. Sagaria 14 vers 3 en 4. En Yahweh sal uittrek en stryd voer teen daardie nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in daardie dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word, van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die ene helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Broers en susters, volksgenote, kom ons kyk gou, wat het ons sopas gelees? Wie sal uittrek en stryd voer op daardie groot dag? Wie se voete gaan in daardie dag staan op die Olyfberg? Yahweh se, dit is wat ons sopas gelees het. Die meester Yeshua kom in die naam van die Vader as perfekte verteenwoordiger van die Vader. Onthou dat Yeshua elders gesê het, dat die Vader in hom is en hy in die Vader. Handelinge 1 vers 9 tot 12 verklaar, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Yeshua, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarna draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Shabbatsreis ver. Yeshua, die regterhand en presiese toonbeeld en verteenwoordiger van die onsienlike Vader, kom om te regeer as die koning van konings, en hy sal oor die hele aarde regeer in die naam van die Vader. Ons sien dit in Sagaria 14 vers 9 wat verklaar, en Yahweh sal koning wees oor die hele aarde. In daardie dag sal Yahweh een wees en sy naam een. Onder die meester Yeshua se heerskappy sal alles weer verenig word en alles herstel word en Vader Yahweh sal gedien en aanbid word soos dit behoort. Dit word bevestig in 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan Elohim die Vader oorgee,
as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat Elohim alles in almal kan wees. Dit is presies wat ons gelees het in Sagaria 14 vers 9, naamlik, en Yahweh sal koning wees oor die hele aarde, in daardie dag sal Yahweh een wees en sy naam een. Halleluja! Yeshua, die gesalfde een, die Seun van Elohim, is in 'n volmaakte eenheid, of in Hebreeus Echad, met Yahweh die Vader. 'n duidelike skrifgedeelte as volg wys dat Yeshua die Meester nie net 'n blote gedagte of 'n plan by die Vader was van die heel begin af nie, maar dat hy as wese voor sy vleeswording vooraf bestaan het, saam met Vader, in die vorm en gestalte van Elohim. Johannes 17 vers 5, vers 11, vers 21 tot 23. En nou, Vader, verhoog my by u self met die grootheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Afgesonderde Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een, Echad, kan wees, net soos ons. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my, en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die grootheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Yeshua het grootheid gehad, voordat die wêreld was. Hy het vooraf bestaan, my broers en susters, dit is baie duidelik. Die Meester Yeshua het dit duidelik gestel dat hy die enigste weg na die Vader is. Johannes 14 vers 6. Yeshua antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes die Doper was deur Vader gestuur om die weg van Yahweh voor te berei. Wie is die weg van Yahweh? Ons het dit sopas gelees. Niemand anders nie as ons Meester Yeshua. Let nou mooi op en onderskei wat die skrif verklaar. Jesaja 40 vers 1 tot 5. Troos, troos my volk, sê julle Elohim. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van Yahweh dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van Yahweh, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse Elohim. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die grootheid van Yahweh sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien.
want die mond van Jahwe het dit gepraat. Daar is 3 rolspelers teenwoordig in hierdie teksgedeeltes. Johannes die Doper is die boodskapper of stem in die wildernis wat uitroep. Yeshua is die weg en Jahwe is Jahwe. Halleluja. Kom ons kyk weer, Jesaja 40 vers 3. 'n stem van een wat roep, dit is Johannes die Doper. Berei in die woestyn die weg is Yeshua, van Jahwe die Vader. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse Elohim, dit is die Vader. Broers en susters, volksgenote, daarom die waarheid en feit dat Yeshua die weg na die Vader is. Hy self het ook deel in die meesterplan om die groot pad vir die Vader gelyk te maak. En ons sien in Openbaring 21, nadat die 1000 jaar vrederyk van Yeshua op aarde volbring word, dat die Vader self op aarde kom woon in die nuwe Jerusalem, in die midde van sy volk, saam met die lam. Sien weer 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28 vir agtergrond. Halleluja! Vader Jahwe en Yeshua, sy seun, is 2 unieke wesens, albei in volmaakte eenheid in dieselfde gees, en beide bestaan in die vorm en gestalte van Elohim, maar in geregtelike rangorde is die Vader verhewe bo die Seun in majesteit, voortreffelikheid, aanbidding en gesag. Jahwe die Vader is die een en opperste Elohim bo alle Elohim of magtiges, en buiten hom is daar geen ander nie. Vader het geen gelyke nie. Jahwe die Vader is 'n Elohim of magtige een, maar geen ander magtige een of Elohim is Jahwe die Vader nie. Vader is uniek. Hy is El Elyon, die allerhoogste. Daar is niemand soos hy nie. Hy het geen gelyke nie. Yeshua die Seun is die presiese toonbeeld en voorstelling en verteenwoordiging van die onsienlike en ewig lewende Elohim. Die Meester Yeshua is die verlossing van Jahwe ons Vader, die gesalfde een wat in die naam, dit is die karakter en autoriteit van Vader gekom het om sy volk te kom verlos. Net soos wat Vader in tye van ouds rigters opgerig het, wat ook bekend gestaan het as verlossers, so het hy in die laaste dae sy seun geordineer en opgerig om die verlossing, die uiteindelike groot verlossing van sy volk te wees. Handelinge 4 vers 12 verklaar, en die verlossing is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die Adamiete gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Die Vader se naam is in die Seun. Dit is 'n aanvulling en bevestiging van die volgende teksvers in Romeine 10 vers 13 wat verklaar, want elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word, en dit kom uit Joel 2 vers 32. Die Natsarim, oftewel brandwagte, roep nou uit dat Yeshua se wederkoms naby is. Let weer eens op dat die teksgedeelte voorkom asof dit van die Vader spreek. Maar, soos ons al reeds begin onderskei het, weet ons dat dit in werklikheid die Meester Yeshua is, wat kom in die naam en gesag van die Vader, soos daar elders geskrywe staan,
Geseend is hy wat kom in die naam van Yahweh. Halleluja. Jesaja 52 vers 8 tot 10 verklaar, hoor, jou wagte, die Natsarim, hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe Yahweh terugkeer na Zion. Breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want Yahweh het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Het ontbloot Yahweh Alef-Tav sy afgesonderde arm, voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien, Alef-Tav, die verlossing, Yeshua, van onse Elohim. Halleluja. Kom ons kyk wat verklaar die volgende skrifgedeelte oor Yeshua, die seun van Elohim. Dit bewys weer eens die skriftuurlike feit, dat Yeshua saam met die onsienlike Elohim vooraf bestaan het in die vorm en gestalte en realm van Elohim. Let ook noukeurig op dat die seun ook Elohim of magtige een genoem word deur die Vader self, wie die seun se Elohim is. Hebreërs 1 vers 6, 8 en 9. En wanneer hy, Yahweh die Vader, weer die eersgeborene, dit is Yeshua, in die wêreld inbring, sê hy, en al die boodskappers of cherubs van Elohim moet hom aanbid. Vader sê en stel dit in, dat die boodskappers, die cherubs, die seun van Elohim moet aanbid, dit is wat ons hier lees. Maar van die seun sê hy, dit is die Vader, u troon o Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en afvalligheid of wetteloosheid gehaat. Daarom het, o Elohim, u Elohim u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Onse meester Yeshua gee te kenne dat hy vooraf bestaan het saam met die Vader voor sy vleeswording. Johannes 6 vers 62. Hoe dan as julle die seun van Adam daarheen sien opvaar waar hy tevore was? As hy nie vooraf bestaan het nie, hoe kan hy gaan waar hy tevore was? Yeshua, onderworpe aan die ewige Vader, en in wie se hande alles deur Vader gegee is, en die een deur wie die Vader alles geskape het ook deel gehad in die skepping van die Shabbat. Daarom is hy ook die meester van die Shabbat. Genesis 2 vers 1 tot 3. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle hele leermag, en Elohim het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en Elohim het die 7de dag geseën en dit afgesonder, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat Elohim geskape het, deur dit te maak. Ons onderskei met diepere ondersoek in die bogenoemde teksgedeelte die werkinge van die Vader met en deur die Seun as volg vanuit die Mats, oftewel Messianic Alef-Tav Scriptures, en ek quoteer, So the heavens and the earth and everything in them were finished, and on the 7th day Elohim ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made.
And blessed Elohim Aleph Tav's day, the 7th, and sanctified it him, because in it him he rested Shabbat from all his work which created Elohim and made. Halleluja! Ons kan duidelik sien dat die Vader deur die Seun geskep het en dat die Seun ook die meester van die Shabbat is. Daarom maak die volgende ook dan soveel meer sin. Markus 2 vers 27 en 28. En Yeshua sê vir hulle, die Shabbat is gemaak vir die Adamiet, nie die Adamiet vir die Shabbat nie. Daarom is die seun van Adam meester ook van die Shabbat. Daar is geen twyfel na so 'n menigte getuies dat Yeshua voor sy vleeswording vooraf bestaan het saam met die Vader nie, en dat hy die een was wat fisies in opdrag van en in samewerking met die Vader alles geskape het. Hulle is een in dieselfde gees. Die afgesonderde gees is die krag van Elohim wat in ons en deur ons werk om Vader Yahweh se wil uit te voer. Dit is ook die gees van Vader en die gees van die Mashiach, waardeur ons verseël word wat getuig dat ons aan Elohim behoort. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 verklaar, Yahweh is die gees, en waar die gees van Yahweh is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die voortreffelikheid van Yahweh aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van voortreffelikheid tot voortreffelikheid, as deur Yahweh wat die gees is. Johannes 4 vers 24 bevestig dit. Yahweh is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Weereens sien ons dat Vader gees is. Die gees is nie 'n derde persoon nie, maar die krag van Elohim en die stof of substance of wesenlikheid waaruit Elohim bestaan, om dit so te stel. Vir die persoon met fyn en dieper onderskeiding van die skrif, word die patroon van die begin af duidelik dat daar twee wesens betrokke is in die Tanakh, in die werkinge met die volk van Israel. Dit is meestal die seun van Elohim, ook bekend in verskeie verskynings en optredes as die boodskapper van Yahweh, waarmee ons hoofsaaklik te doen kry. Daar word egter interessant genoeg op verskeie plekke in die Tanakh gevind dat die woordgebruik in verwysing na 'n spesifieke magtige een uitsonderlik voorkom as die Elohim, oftewel Ha-Elohim in die Hebreeus. Ons sien dit glad nie in enige moderne vertalings van die skrif nie, behalwe in die Hebreë Roots Bible as uitsondering wat dit wel weergee. In byna al die Bybelvertalings sal jy net die woord God of Elohim sien met geen uitsonderings wat gemaak word nie. Selfs in die geval waar die term vir regters, engele of die ander seuns van Elohim gebruik word. Dus is dit byna onmoontlik om te onderskei van watter magtige of magtiges daar gespreek word, behalwe waar die konteks dit te kenne gee. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons sien dit in Psalm 90 vers 1, en ek haal aan uit die Hebreë Roots Bible wat dit mooi weergee. A prayer of Moses, the man of the Elohim. In die Hebreeus is dit the man of Ha-Elohim, the Elohim, die Elohim. Psalm 87 vers 3.
Glorious things are spoken of you, O city of the Elohim, Selah, die stad van die Elohim. Prediker 3 vers 14. I know that whatever the Elohim does, it shall be forever. Nothing is to be added to it, and nothing is to diminish from it. And the Elohim does it so that they fear before him. Prediker 12 vers 13 tot 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Elohim and keep his commandments, for this applies to every man. For the Elohim shall bring every work into judgment with all that is hidden, whether it is good or whether it is evil. In hierdie bogenoemde teksgedeeltes en hulle konteks kan ons duidelik onderskei dat die Vader verheerlik word, want hy is die almagtige Elohim bo alle Elohim, en hy het geen gelyke nie. Ons leer in Prediker 12 vers 13 tot 14 dat die Elohim of ha Elohim elke werk in die gerig of oordeel sal bring. Ons weet ook, dit spreek van die Vader hier. Hoe versoen ons dan hierdie waarheid met die volgende teksgedeeltes? Johannes 5 vers 22 tot 23, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. 2 Timoteus 4 vers 1, ek besweer jou dan voor Elohim en die Meester, Yeshua die Mashiach, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Romeine 2 vers 16, in die dag wanneer Elohim die verborge dinge van die mense deur Yeshua die Mashiach sal oordeel, volgens my evangelie. Handelinge 17 vers 30 tot 31. Elohim het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy, dit is die Vader, 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Johannes 5 vers 26 tot 27, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die seun van Adam is. Romeine 14 vers 10, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal voor die regterstoel van die Mashiach gestel word. En laastens, Juda 1 vers 14 tot 15, Ganok, of Henoch, die 7de geslag van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, let op, Yahweh kom met 'n tallose menigte van sy afgesonderdes, om oordeel te vel oor almal en al die mense te straf, die wat boosheid gedoen het vir hulle dade en oor al die harde woorde wat die bose sondaars gesê het. Broers en susters, net soos met al die ander dinge, is dit dieselfde met die oordeel wat kom. Alles, maar alles, wat die Vader aan die Seun gegee het om te doen, met ander woorde, alles wat die Seun die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Vader gee die opdrag en die Seun voer dit uit.
asof dit die Vader self was wat dit doen, omdat die Vader die Seun liefhet en alles in sy hand gegee het. Die Vader bly in die Seun en die Seun in die Vader. Die Seun tree op in die naam, dit is die karakter en autoriteit van die Vader, en die Seun kan sonder die Vader niks uit homself doen nie, selfs in sy verheerlikte posisie en bestaan in die vorm en gestalte van Elohim. Hierdie patroon was van altyd af dieselfde en sal vir altyd dieselfde wees. Niks het verander nie en niks sal verander nie. Dus, selfs in die oordeel wat deur die Seun van Elohim behartig gaan word in die naam en gesag van die Vader, sal die Vader uiteindelik weer eens al die lof en voortreffelikheid daardeur ontvang. Halleluja! Baie dankie dat u saam gekyk het. Mag u geseënd wees soos dat u Vader se aangesig soek deur sy Seun Yeshua die gesalfde een, en mag u verhouding met die Vader deur die Seun verdiep. Al die video's van hierdie volksbediening is gratis aflaaibaar, daar is geen kopiereg op nie, solank geen van die inhoud verander of gewysig word nie, en u mag dit vrymoediglik met mede-volksgenote daarby te deel. Geseënde dag vir elkeen. Shalom.